Kom ons volg die voetstappe van Jesus Christus gedurende die volgende 8 dae, wat ook bekend staan as die Heilige Week. Ons gaan hierdie week kyk na wat elke dag gebeur het tydens die week. Mag hierdie week vir u 'n tyd wees van voorbereiding en gebed vir Paasnaweek. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Palmsondag. Die Heilige Week begin met die Palmsondag. Jesus begin sy tog na Jerusalem, wetende dat binnekort gaan hy sy lewe aflê vir ons sondes. Soos geprofeteer het Jesus op 'n donkie gesit en nederig sy oorwinningsintog in Jerusalem gemaak. Hy was gegroet deur 'n menigte mense, en die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. Palmtakke is geswaai en daar is uitgeroep, Hosanna. En die wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons Vader Dawid, Hosanna in die hoogste hemele. Jesus vervul die profesie en dit bevestig dat hy die koning van die Jode is wat moet kom. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. En toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie, maar maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaar aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere op die pad. En toe hy al naby die afdraande van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep.